Baie welkom in 'n besondere erediens, baie welkom aan al ons gaste, welkom aan ons besoekers, aan nuwe lidmate, ook aan die wat elke Sondag hier is en veral dan ook ons dopelinge vanoggend en hulle gesinne en hulle families vanoggend gedoop gaan word. Vandag kom ons nie net om God se woord te hoor nie, maar ons kom om iets besonders te sien. Ons kom om die siel van God se genade te sien en te beleef, wanneer ons dan ook hier teenwoordig is, wanneer die doop bedien word. Want die doop herinner ons aan God se troue liefde, dat hy die een is wat na ons toe kom. Die een wat vir ons sorg, die een wat ons skoon was, en ons in Christus deel van sy familie maak. So mag hierdie diens vir almal weer 'n hernieude herinnering wees aan ons eie doop. Mag dit ons herinner dat ons self ook aan Christus behoort, deur hom nuut gemaak is en uit sy genade leef. So mag die Here ons vandag ook seën om ons harte en ons gedagtes oop te maak, om sy beloftes te glo, om hom te vier en ook weer op hom te vertrou. So kom ons raak almal nou rustig in gebed. Welkom in hierdie ruimte waar kinders en bejaardes langs mekaar sit, waar die hemel en die aarde mekaar in vrede omhels, waar God was, waar God is en God altyd sal wees. In hierdie ruimte waar ons as God se kinders bymekaar kom, waar ons God se liefde ontdek, waar ons die deernisvolle stem van Jesus hoor, waar die Gees ons nuwe liedere leer. Welkom in hierdie ruimte waar God alles gereed gemaak het, waarin ons honger te bring en voeding vind, waarin ons gebrokenheid bring en genesing vind, waarin ons onsself bring en aanvaarding vind. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus ons Here deur die Heilige Gees. Amen. Ons wet kom vanoggend uit Eksodus 20 uit en ek lees vir ons die 10 gebooie daar. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van dit wat in die hemel daarbo of die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sonde toe van hulle vaders, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop en die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie en jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders te sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anderste wat aan hom behoort nie.
Ek lees net tot sover. Kom ons raak vir 'n paar oomblikke stil in gebed. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God gestuur om die belofte te verkondig van die lewe in Jesus Christus. Aan Timoteus, my geliefde seun, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Jesus Christus ons Here. Ek dank God wat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. Ek onthou jou afskeidstrane en ek wil baie graag jou weer sien. Dit sal vir my 'n groot vreugde wees. Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Lois en in jou ma Eunice was. En wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. So ons hoor hierso hierdie aanmoediging en aansporing van Paulus, dat Timoteus se vlammetjie nie uitgeblaas moet word deur die omstandighede om hom nie. Jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. Jy moet jou ook nie skaam vir my wat om sy ontwil 'n gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings van die evangelie met krag wat God jou gegee het. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Hy het dit gedoen, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser Jesus Christus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Van hierdie evangelie het hy my aangestel as prediker en apostel en leraar. Om die rede lei ek ook hierdie dinge, maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou, en ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het, tot die dag wat hy weerkom in stand hou. Neem die woorde wat jy vandag van my gehoor het, as voorbeeld van gesonde verkondiging, en volg het na in die geloof en liefde wat ons in Jesus Christus het. Wat aan jou toevertrou is goed, bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon. Ons lees net tot hierdie gedeelte. Nou vanoggend praat ons 'n bietjie oor inspirasie. Ons praat oor wie is dit wat jou so bemoedig, soos wat Paulus ook nou in hierdie gedeelte vir Timoteus bemoedig. Ons sien hierso, hy spoor hom aan en hy's 'n lewende voorbeeld, al is hy in die tronk, praat hy nog steeds hierdie inspirerende woorde vir met Timoteus en sê maar gaan doen wat jy geleer het, gaan doen wat jy gewoond is om te doen. Maar meer as dit, kom ons nou by 'n baie belangrike vers van sy ma en sy ouma wat hierdie begin het. So, wie of wat inspireer jou? En dan kan mens vra nou, inspireer jou om wat te doen? Wie inspireer jou om te doen wat jy graag wil doen? Waarvoor jy passie het? Of dit nou is dalk om te skryf, wie inspireer jou om jou hand aan die ploeg te slaan vir dit wat God vir jou gegee het om te doen? Om elke dag te gaan leef, om jou passie uit te leef. Die woord inspirasie kom van 'n Latynse woord af, wat beteken om asem in te trek, om ons te asem, die gees aan te raak. Dis om met vertroue en bemoediging te lewe. En ons lewe op 'n bepaalde rigting te lewe. So inspirasie is wanneer ek ook iemand kan inspireer, so iemand saam met my neem, om te doen wat hulle nog altyd wou gedoen het. Om hulle te help om uit te kom by die doel wat God vir hulle voorgemaak het om te doen. Om iemand te inspireer is om iemand te laat voel dat hulle wil en hulle kan iets bereik.
So om mense te inspireer is om die beste uit hulle te haal. En ons kan terugdink dalk na ons skooljaar, na onderwysers doen dit dikwels, waar hulle kinders inspireer op baie spesifieke maniere. Dalk het jy ook so 'n geval beleef wat daar onderwyser was in jou skool wat jou net ongelooflik inspirasie gegee het, wat gesê het, maar jy kan doen wat ook al jy jou self toelê om te doen. En hulle spoor jou aan. Ons kan dalk dink aan familielede wat hierdie rol in jou lewe vervul het. Ons kan dalk dink aan geskiedkundige figure wat ons verder laat droom en laat doen het. Nou in vanoggend se geval lees ons in 2 Timoteus 1 vers 5 tot 6. Ek dink ook aan jou opregte geloof, en Paulus praat met Timoteus. En hy sien hierdie opregte geloof in Timoteus en hy sê, dieselfde geloof wat al in jou ouma Lois en in jou ma Eunice was. En wat ek van oortuig is, ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God aan jou gegee het, toe ek die hande op jou gelê het, soos 'n vuur moet aanblaas. So Timoteus se ma en sy ouma was Joodse gelowiges gewees, en Timoteus se ouma Lois het hierdie diep gewortelde geloof oorgedra aan sy ma, Eunice, wat dan dit op die beurt ook oorgedraai het na Timoteus toe. So as ons praat van inspirasie, is nie noodwendig om geïnspireerd te wees om eendag te doen wat ek graag wil nie. Maar wanneer ons oor hierdie inspirasie praat, dan dink ons ook aan Christelike inspirasie. Wie inspireer jou om 'n gelowige te wees, 'n beter gelowige te wees? Wie het in jou lewe ingebou, sodat jy geestelik is waar jy vandag is? En in Timoteus se geval was dit sy ouma en sy ma gewees. En Paulus sê, hierdie genadegawe wat hy dan van God af ontvang het, deur hulle ook, moet hy aan die lewe hou, moet aangeblaas wees deur die Heilige Gees. Nou, ons kom nou weer terug na dit. Kom dink gou weer aan jou eie lewe. As jy moet dink aan jouself, inspireer my lewe, my familielede. Jou huismense moet uit jou woorde en uit jou gedrag kan agterkom watter vreugde dit is om Christus te dien en te ken. Dat hulle ook hulle lewe wil rig, soos wat hy wil hê. So dis een ding om geïnspireer te word, maar dit is nog 'n ding om ander te inspireer. Nie net met hulle lewensdoel nie, maar op 'n geestelike basis. Kolossense en Filippense geskryf het. So ons kan onsself voorstel dat hy ook 'n bepaalde hand gehad het in hierdie briewe. So ons sien die tipe persoon wat Timoteus was. Ons sien hoe die Here hom gebruik het in destydse wêreld. Paulus sê nie verniet in vers 5 dat Timoteus 'n opregte geloof gehad het nie. En dan kan ons onsself vra, maar hoe het hy so 'n goeie jong man geword? En ons lees niks regtig van sy grootwordjare nie, maar die enigste persone wat ons lees wat betrokke was by die grootwordjare, lees ons van in vanoggend se teks. Ons lees van sy ouma, en ons lees van sy ma. En ons lees dat hulle hom in die Heilige Skrif onderrig het, dat hulle geloof oorgedra het, en dat hulle hom goed groot gemaak het, om die Here te ken. Want Paulus gaan so ver om te sê dat Timoteus ken die skrifte al van kleins af. Hulle was Timoteus se geestelike inspirasie.
En hierdie kennis het Timoteus opgedoen by 'n ouma en 'n moeder wat hom van kleins af in die woord onderrig het, van kleins af gelei het tot verlossing in Christus Jesus. En die grootmaak van so 'n jong man soos Timoteus kon vir 'n ma en 'n ouma sekerlik nie maklik gewees het nie. Omdat hy van gemengde herkoms was, het hy nie al die voorregte gehad wat die Joodse kindertjies dalk gehad het nie. Maar tog het hulle hom in sy vormingsjare bekend gestel aan God, Jesus Christus. Verder lê Paulus die klem dat hy van kleins af geleer is deur hierdie twee vrouens. Dat hy 'n opregte geloof gehad het, wat deur die jare gekweek was. En wat Paulus dan impliseer in Timoteus, is dat ouma Lois tot geloof gekom het, dit oorgedra het aan haar dogter Eunice, wat op die beurt weer dit oorgedra het aan haar seun Timoteus. Dit word nie vir ons vertel presies hoe die vroue geleef het nie. Ons weet dat hulle geloof opreg was, dat hulle Christelike lewe gehad het, dat hulle Christus lief was, dat hulle dit gemodelleer het wat hulle geleer het, dat hulle vir Timoteus dit geleer het. En as daar ooit 'n voorbeeld was van hoe 'n kind grootgemaak moet word, dink ek, is hierdie perfekte voorbeeld daarvan. Om die geloof so te kweek by 'n jong kind, dat hy ook op sy beurt 'n inspirasie kan wees vir ander mense. Want Timoteus het nie per ongeluk gelowig geword nie. Hy was doelbewus van kleins af geleer wat dit is om God te dien. Lank voor die tyd van kerkprogramme en sondagskool en jeugaksies, was die huis die enigste bron van geestelike vorming. Lois en Eunice het hulle geloof uitgeleef, en dit het 'n blywende indruk gehad op Timoteus. Hierdie vroue, sê Paulus, het 'n opregte geloof gehad. So wat leer dit vir ons? Dit leer vir ons dat jou rol is belangrik. Dit leer vir ons dat 'n ma en 'n pa se rol belangrik is. Dat 'n ouma en oupa se rol belangrik is. Dat 'n gemeente se rol belangrik is. In die geloofsvorming van ons kinders, vir die inspirasie van mense wat die Here nie ken nie. Ons leer by hierdie twee vroue dat opregte geloof beïnvloed nie net sekere aspekte nie, maar al die aspekte van kind se groot word. Terwyl klein Timoteus in doeke was of in die huis rondgeloop het, sou hierdie twee vroue nooit daaraan gedink het dat hulle 'n prediker of 'n kerkplanter of 'n sendeling groot gemaak het nie. So ma en pa, ouma en oupa, jy mag dalk dink dat jou voorbeeld nie belangrik is nie, maar ons sien in hierdie teks van vanoggend dat dit wel saak maak. En hierdie twee was gewone vrouens gewees. Hulle was nie profete nie, hulle was nie sprekers of koninginge nie, hulle was net gewone vrouens wat elke dag hulle normale ding gedoen het, wat huis skoon gemaak het, wat kinders groot gemaak het, wat kos gemaak het, wat gewerk het. En so ook ons. Ons is net gewone mense wat maar elke dag se gewone dinge doen. Maar tog maak ons invloed en ons inspirasie saak. Hierdie verhaal van Timoteus se grootword en die tipe man wat hy geword het, wys vir ons vanoggend twee dinge. Eerstens dat familie, veral ouers, 'n geweldige invloed het op kinders se verhouding met God. Dit wat hulle nie by iemand anders te leer nie.
En ons kan maar vir mekaar sê, dit is nie die werk van die kerk of die sondagskool of van die skool om vir jou kinders van God te leer nie. Dit begin by die ma's en die pa's en die oumas en die oupas. Julle wat vanoggend 'n belofte aflê om hierdie kind te doop, om God aan hierdie kind bloot te stel. Deuteronomium 6 sê vir ouers die volgende: hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is, as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Dit is ons ouers se taak. Lois en Eunice het Timotheus van kleins af geleer om duidelik hierdie begrip van God te leer ken. Hulle het vir hom gewys wie die Here is, nie net deur hulle woorde nie, maar deur hulle dade. Dit het 'n impak op hom gehad. So ons as ouers se taak is dit. En by die doop beloof ons dat ons die taak sal nakom. En tweedens leer hierdie twee vrouens ons iets belangriks, dat dit belangrik is om ons kinders op te voed deur die skrif, om hulle die Bybel te laat leer ken. Hoekom was Timotheus se geloof opreg? Omdat hy die skrifte geken het. Omdat hy weet wie God was deur die Bybel. En dit was ook sigbaar in hulle lewens gewees. Die Engelse vertaal die woord van om opreg te wees met genuine. Die kinders wat na ons kyk, weet of ons eg is of nie. Ons kan baie dinge sê en baie dinge leer met ons woorde, maar hulle kyk na ons gedrag. Daar is 'n ou spreekwoord wat sê, children may doubt what you say, but they will always believe what you do. En dit is belangrik. Dit help nie net om die kinders Bybelverhale te vertel, maar hulle sien nie die impak wat ons geloof op ons lewens het nie. En dit is belangrik. Die belangrikste aspek waarvan jy as ma en pa en ouma en oupa moet seker wees, is dat ons 'n groot impak het om geloof by ons kinders te kweek. En ons geloofslewe moet opreg wees om dit te kan doen. Dan is ons in staat om dit aan ons kinders oor te dra. Is die kanse dat jou kind die Here gaan dien en gaan lief hê soveel groter. Want 'n goeie ma en 'n goeie pa is nie net 'n goeie versorger en 'n voorsiener nie. Hulle is iemand wat die waarheid van Christus vir hulle kinders leer. Nie net deur wat hulle sê nie, maar op die manier hoe hulle optree. Deur hulle lewens, deur hulle verhouding met God. En dan sal hulle die resultate ook sien in hulle kinders, net soos Timotheus. En daar is versekerde tye van wat dinge nie goed gaan nie. Dis nie altyd maklik nie. Timotheus was seker ook lekker stout geweest en het 'n goeie pak slaag nou en dan verdien. Dit is nie te sê dat alles goed gaan nie. Maar ons moet mekaar aanmoedig vanoggend om daardie saadjies te plant by kinders. En te onthou, veral by 'n kind se doop, dat God hulle nie alleen los nie. Hou aan om daardie saad te plant, maak nie saak hoe oud jou kinders is nie. God sal sorg dat daardie saad wat geplant word deur ouers en oumas en oupas en familielede en gemeentelede wel groei. So vertrou God om daardie gebede ook te antwoord. Moenie opgee nie. Jy is dalk besig om te stoei en te sukkel om 'n Timotheus groot te maak. Maar dit wat ons agter die skerms doen, maak saak, maar dit is God wat uiteindelik ons kinders en die mense waarvoor ons bid in sy hande hou. Dit dra vrug. Elke Bybelverhaal wat jy vir jou kinders of jou kleinkinders lees, dit maak saak.
elke gebed wat jy doen vir jou kinders, kleinkinders, dalk 'n vriend of vriendin wat jy graag wil inspireer. Dit maak saak. So vir elke ma en vir elke pa, vir elke ouma en oupa waarvan daar baie in die gemeente is. Hou aan inspireer, hou aan doen, hou aan bid. Vir julle kinders, vir julle kleinkinders, hou aan medegelowiges inspireer in die geloof. Wees self 'n inspirasie van wat dit is om God te dien. Hoe lekker is dit is om hom te dien. Ons rol is belangrik. So kom ons doen wat Paulus vir Timoteus ook roep en onthou waarvan ons vandaan kom, dat ons geestelike lewe ook belangrik is. Onthou jou geestelike mentors en jou geestelike inspirasie en mag die Heilige Gees ons ook lei om 'n inspirasie vir ander te wees. So vandag waar ons dan weer om die doopvont staan, sien ons self hoe God homself aan ons as mens verbind, aan ons kinders verbind. Of ons dit nou verdien of nie, bly God se verbond en se belofte staan. In 2 Timoteus herinner Paulus vir Timoteus aan die geloof wat eers in sy ouma was en toe in sy ma en nou ook in hom. En hy sê, wakker hierdie gawe aan wat in jou is. Hierdie teks help ons om die doop reg te verstaan. Dit wys ons hoe God van geslag tot geslag werk, maar hoe ons ook persoonlik geroep word om God se gees in ons eie lewe aan te wakker. So wanneer ons vandag die kindertjies doop, hoor ons God se belofte. Ek is jou God en jy is my kind. En ons onthou ook Paulus se woorde. God werk van geslag tot geslag deur ouers en grootouers, maar elke kind moet self ook die geloof omhels. Maar ons as gelowiges moet alles in ons vermoë doen om daardie kind te help om hierdie geloof te omhels. En daarom roep God elkeen van ons as gemeente vandag, as ouers en grootouers en vriende en familie, om ook ons geloof so uit te leef, sodat ons 'n voorbeeld en ons 'n inspirasie kan wees. Amen. Here, dankie dat ons vandag deur die genade, die sakrament van die doop kan vier en net herinner te word, Vader, dat U vir ons lief is. Here, mag die vuur van die Heilige Gees ook in ons harte brand, soos wat Paulus Timoteus ook aanmoedig, dat hierdie vuur nie sal doodgaan in sy lewe nie, Here, dat ons so opgewonde sal wees, dat ons ook so inspirerend kan leef, dat ander mense U deur ons kan sien. Here, ook deur die sakrament van die doop, mag dit vir ons elkeen 'n herinnering wees, wat U vir ons gedoen het. Here, mag ons ook opnuut weer die belofte in ons harte aflê, dat ons nie net vir ons kinders nie, maar ook vir die mense rondom ons kan bid, kan wys wat dit is om U te dien. Here, dat die mense U sal eer deur ons lewens. Here, dankie dat ons kan onthou dat U die een is wat al lank terug die belofte gemaak het, wat gesê het, ek sal jou God wees, en ook die God van jou en jou nageslag, Here. Dankie vir die opdrag dat ons ook moet doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en ook mense moet leer om U te dien en te volg. Vader, wees asseblief met ons vanoggend, seën die families wat hier is van die doop, van die dopelinge. Ag Here, seën ons elkeen, dat ons ook so mag leef, dat ons lewens U sal eer. In U naam alleen. Amen. Die doop wys vir ons 'n paar dinge. Dit sê vir ons dat ons gereinig word van ons sonde. So seker soos wat water, dit wat vuil was, kan afwas, so seker reinig Christus ons van al ons sondes. En dan
is dit ook 'n inlywing in die liggaam van Christus. Die doop beteken dat Jesus vir ons gesterf het en opgestaan het tot 'n nuwe lewe, en dat ons nie meer aan onsself behoort nie, maar aan hom, en dat ons ook nou deel van 'n groter liggaam van Christus is, wat die kerk is. En dit verbind ons ook in die erfenis, want die doop sê vir ons dat God ons Vader is, dat die Seun ons Verlosser is, en dat die Heilige Gees in ons kan woon. So, ek gaan nou oorgaan in die formulier, wat al hierdie dinge mooi vervat, so ek gaan vra dat die doopouers asseblief nou na vore sal kom, en hier voor sal staan, Edwin en Nina, Dian en Ariana, en julle gaan nou weer hoor wat ons alreeds oor gepraat het, maar soos wat ek die formulier lees, nooi ek julle uit, om te dink oor wat gesê word, om te dink oor die betekenis en die verantwoordelikheid van die doop, en ook te dink dalk aan jou eie doop, en die doop wat jy, of toe jy jou kinders laat doop het. So waarom doop ons? Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds van Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en die Pasga as tekens gegee van die verbond wat geldig is, en daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en 'n finale wyse bevestig. En as teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. So die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart dan ook die opdrag aan sy disippels gegee en gesê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En so het die Here hom kom verbind om ons te seën. Van ons vereis hy dat ons in dankbaarheid aan hom gehoorsaam sal wees. So wat is die doop? Die doop in die naam van die drie-enige God sê en verkondig die volgende, dat ons sy kinders is wat as sondaars in die wêreld ingekom het en aan die koninkryk van God kan behoort wanneer ons opnuut gebore word. Dat die Here daardeur bevestig dat hy met ons 'n verbond sluit en ons tot sy kinders aanneem, dat ons en ons kinders verbind word aan Christus wat ons sonde deur sy bloed afgewas het, dat ons ou sondige natuur en lewe saam met hom aan die kruis gesterf het, saam met hom begrawe is en dat ons saam met hom as nuwe mense opgestaan het. Die doop is ook 'n seël van die inlywing in die kerk van Jesus Christus en verplig ons om as lewende lidmate te leef, sodat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele lewe sal lief hê, sal dien en vertrou. En die sakrament sê ook vir ons dat die Gees in ons woon en ons elke dag verander. So hoekom moet ons kinders gedoop word? Kinders van gelowiges moet gedoop word, omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met die gelowige ouers. En daarom is die hele gesin in die Nuwe Testament gedoop, waar die ouers tot geloof gekom het. So al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan nie. Trouwens, dit beklemtoon juist die feit dat dit God is wat uit vrye genade ook hulle in hierdie geval verlos en die inisiatief neem om hulle te verlos. So wat is ons verpligting? Die doop bevestig aan ons alles wat God in hierdie verbond aan ons skenk en dit maak ons bewus van ons geloof. En daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders, soos wat hulle opgroei oor die betekenis en die eise van hierdie verbond in te lig, 'n voorbeeld vir hulle te wees in die uitlewing daarvan en hulle op te roep tot die toeëiening van hierdie beloftes, sodat hulle ook self God kan leer ken. So ek gaan nou vra dat die kinders op hierdie stadium ingebring sal word, voordat ek dan vir julle die vraag vra van die doop.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg, en aan ons al die gawes van Christus skenk. So om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of uit bygelowigheid nie, moet julle opreg asseblief op die volgende vrae antwoord. So Edwin en Nina en Dian en Ariana. Ten eerste bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. En ten tweede bely julle die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in hierdie artikels van die Christelike geloof vervat is en in hierdie kerk geleer word, die ware volkome leer van verlossing is. En ten derde, beloof julle om hierdie kind van wie julle die vader en moeder is, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Dian en Adriana, wat is julle? En Edwin en Nina? Julle kan maar eers na die doopbak toe kom. Doop jou in die naam van die Vader, doop jou in die naam van die Seun, en ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Amen. Here, seën asseblief hierdie gesin. Dankie dat U haar God is, dankie dat sy U kind is. Vader, mag U genade en liefde haar lewe lank vashou. Amen. Julle kan maar vorentoe kom. Doop jou in die naam van die Vader, doop jou in die naam van die Seun, doop jou in die naam van die Heilige Gees. Amen. Here, dankie ook vir sy mooi hartjie. Dankie dat U sy Vader is en dat hy U kind is. Here, ek wil bid dat U hom sal seën en hom sal vashou en hom sal bewaar, sy hart sal bewaar vir U, vir nou en vir ewigheid. Amen. Ek gaan vra dat julle hierso wag, dat die kerkraad asseblief na vore sal kom om net vir hulle geluk te wens, ook net hulle geskenkies vir hulle te gee. Die oumas en oupas is ook welkom om vir hulle te kom geluk sê hierso voor. So as ons vanoggend na ons boodskapper kyk, so julle sien tyd wat kom in Oktober, wat alles gebeur. Onthou net asseblief dat die belydenisaflegging skuif na die laaste Sondag in Oktober, dis die 26ste. Dit is dan saam met die 10de maand dankofferfees. Ek herinner julle solank aan die 10de maand dankofferfees en ons hervormingfees is altyd 'n lekker groot erediens. Hoe dit werk is met die 10de maand dankofferfees is dat ons 'n bietjie ekstra insit as dankoffer. Ons sal binne die volgende week of so vir julle die koevertjies begin in die boodskapper sit. So as jy dalk elke week ietsie ekstra wil sit, as die normale dankoffer, jou normale 10de, dan word dit vir ons 10de maand dankoffer ingesamel, en ons hou ook 'n lekker fees, dis 'n dankiefees, eintlik, en dan is maar 'n lekker belydenisaflegging, nog 'n feestelikheid daarby, so hou asseblief die datum oop, maak 'n knoop in julle brein vir die 10de maand dankofferfees, wat ook hervormingsfees is. By die lief en leed, wil ek ook net Jack, wat is Jaco se van? Ek kan nie... Delport. Ek dink ook aan Jaco Delport. Hy sit gemoedlik daar so by Jack rond. Hy is een van ons nuwe lidmate. Hy gaan ook binnekort vir klomp toetse. Ek weet nie of hy al was nie. So ons dink ook aan hom en die mense vir wie hy lief is en wat vir hom lief is. Sy vriende en sy familie. En ons dink ook aan julle Corine en Koenie met jou ma wat siek is. Ons hou haar ook in ons gebede. En ook oom Wessel wat hierdie week weer vir 'n klein operasietjie gaan. Volgende week. Ons dink ook aan oom vir die afwagting en ook dan die prosedure self. En dan die mense wat nou al 'n rukkie
op ons gebedelys is Sofia, Carla se suster en Carla ook, en Tannie Nerine se skoondogter. Sy het ook goeie nuus ontvang rakende haar mastektomie. Dit het goed gegaan, en dan ook Carol wat weer geval het met haar arm. Jy gaan nie nou weer vir 'n operasie nie, jy gaan maar net nou weer vir fisio en vir dokter, nee, en vir toetse. Maar ons dink ook aan jou. Ons hoop jy word vinnig beter. Goed, dan ons verjaarsdag. Herman Botha, ek hoop jy het vandag die mandjie nie. Ag nee. Baie geluk Herman. Dit is nou goeie dat jy vir jouself 'n sweetie moet uitdeel. En Veranel, is sy hier so vandag? Daar's Veranel, baie geluk met jou verjaarsdag. Wie sien nog wat ek kan sien? Ek kan nie nou nog iemand sien. Is hier nog iemand wat dalk verjaar? Enige huweliksherdenkings en so? Ja, my ma en pa se huweliksherdenking is die 9de Oktober of die 10de Oktober. 9de Oktober. Dit is volgende donderdag. Hoeveel jaar is dit nou? 49. Baie geluk. Ek hoop dat daar nog soveel is. Nog soveel gesonde en lekker jare. En dan sal julle sien daarso, die 19de Oktober het ons 'n kankerpraatjie of 'n kankergesprek. Baie van ons is geraak deur kanker op een of ander manier. Ag, al het jy nie kanker gehad nie of ken jy nie iemand met kanker nie, dit gaan baie interessant wees. Gaan hier nie ons storie wees. Dit is 'n dame wat nou al jare lank met kankerpasiënte werk ook, wat 'n bietjie 'n inligtingsessie kom gee oor tipes kanker, hoe dit gediagnoseer word, hoe mense dit hanteer. Dit is maar net 'n interessante ding om te kom bywoon. So asseblief, kom woon dit by, en dit rus ons ook toe, wanneer mens self uitvind of hoe om ander mense te hanteer, wat dalk naby aan jou is, wat gediagnoseer word. So julle almal is welkom die 19de Oktober. Laat weet ons asseblief of jy kom, sodat ons kan plek gereed maak en net genoeg eetgoedjies en drinkgoedjies vir julle kan kry. Gaan in die wêreld in met vrede. Hou goeie moed. Hou vas aan alles wat goed is. Vergeld nêrens kwaad met kwaad nie. Bemagtig die huiwerige, ondersteun die swakke, help die sieke, betoon liefde aan almal. Wees lief vir en dien die Here en verbly julle in die krag van die Heilige Gees. En die seën van die almagtige Here, die Vader, die Seun en die Heilige Gees sal met jou altyd wees. Amen.